1 Konings 9. Salomo het die tempel van die Here en die koninklike paleis klaar gebou. Hy het alles voltooi soos hy beplan het. Toe verskyn die Here vir 'n tweede keer aan Salomo soos voorheen by Gibeon. Die Here sê vir hom: "Ek het jou gebed en jou smeking gehoor. Hierdie tempel wat jy gebou het, heilig ek sodat my naam altyd daar vereer sal word. Ek sal voortdurend 'n wakende oog daaroor hou en dit onder my sorg neem. Wat jou betref, dien my met opregtheid en vroomheid soos jou pa, Dawid, gedoen het. Doen alles wat ek beveel het en voer my bevele en voorskrifte uit. Dan sal ek jou koningskap oor Israel bevestig soos ek aan jou pa Dawid beloof het. Daar sal altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel wees. Maar as jy of jou nageslag my verlaat en nie my bevele en gebooie gehoorsaam nie, as julle ander gode dien en voor hulle buig, dan sal ek Israel uitruk uit hierdie land wat ek vir hulle gegee het. Ek sal hierdie tempel wat ek tot eer van my naam geheilig het, voor my wegvee. Ek sal Israel tot 'n voorbeeld van spot en hoon onder die volke maak. Al is dit so dat hierdie tempel nou 'n indrukwekkende gebou is, sal dit dan 'n ontstellende gesig word vir almal wat verbygaan. Hulle sal smaal en spot en vra, hoekom het die Here sulke verskriklike dinge aan sy land en sy tempel gedoen? En daar sal geantwoord word, omdat hulle die Here, hulle God wat hulle voorouers uit Egipte gebring het, vaarwel toegeroep het, ander gode vereer het, voor hulle gebuig het en hulle gedien het. Dis hoekom die Here al hierdie rampe oor hulle gebring het. Dit het Salomo 20 jaar geneem om die tempel van die Here en die koninklike paleis te bou. Toe het hy 20 dorpe in Galilea as betaling vir die ramp van Tyrus gegee vir al die sederhout, siprushout en goud wat hy vir die bouprojek nodig gehad het. Hiram het uit Tyrus kom kyk hoe die dorpe lyk wat Salomo vir hom gegee het, maar hy was nie daarmee tevrede nie. "Watter soort dorpe is dit wat jy vir my gegee het, my broer?" het hy gevra. "Hierdie dorpe is tog waardeloos." Daarom word dit tot vandag toe Kabulstreek genoem. Hiram het meer as 4 ton goud aan Salomo gelewer. Salomo het dwangarbeid gebruik om die volgende projekte te bou: die tempel van die Here, die koninklike paleis, die terras en die muur van Jerusalem. Hy het ook die stede Hasor, Megiddo en Geser met hulle herbou. Die Farao koning van Egipte het Geser verower, die Kanaanitiese inwoners doodgemaak en die stad verbrand. Daarna het hy dit as trougeskenk aan sy dogter gegee toe sy met Salomo getrou het. Daarom het Salomo Geser herbou, asook Bet-Horon onder, Baalat en Tamar in die woestyn van Juda. Verder het hy voorraadstede gebou en stede waar sy strydwaans en berede mag gehuisves was. Hy het in Jerusalem, die Libanon en dwars deur sy hele ryk alles voltooi wat hy hom voorgeneem het om te bou. In die land was daar nog inwoners wat nie Israeliete was nie. Hulle was die Amoriete, Hetiete, Feresiete, Jewiete en die Jebusiete. Hulle was die afstammelinge van die volke wat Israel nie volledig uitgeroei het nie. Salomo het hulle opkommandeer om dwangarbeid vir hom te doen. Dis vandag nog so. Salomo het egter geen Israeliet vir dwangarbeid gebruik nie. Hulle was sy soldate, sy leiwag, sy staatsamptenare, offisiere in sy leer, aanvoerders van sy strydwaans en sy berede magte. Verder het hy 550 van hulle as beamptes aangestel om toesig te hou oor al die verskillende projekte. Nadat die dogter van die Farao uit die Dawidstad oorgetrek het na die nuwe paleis wat hy vir haar gebou het, het hy ook die terras gebou. Salomo het 3 keer per jaar brandoffers en maaltydoffers gebring op die altaar wat hy vir die Here gebou het. Hy het ook wierookoffers vir die Here gebrand. So het hy al sy verpligtings in die tempel nagekom. Koning Salomo het ook skepe gebou by Esjon Geber, 'n hawe naby Elat aan die kus van die Rietzee in Edom. Hiram het ook vir hom skepe gestuur met gesoute bemanningslede. Hulle het saam met Salomo se matrose na Ofir gevaar en daar vir Salomo meer as 14 ton goud gaan haal.